Ja, halleluja. Wie van julle vrouens, toe jy 'n jong meisie was, en toe jy nou jou eerste boyfriend gehad het, en hy het jou gesoen. Dit was normaal, nee. Wat het die langste gevat? Die soen of die vertel daarna? Hoe jy vertel het, hoe lekker het die ou jou nou gesoen het en jy het. Hy het jou vir 2 sekondes gesoen, maar jy het 'n halfuur gepraat oor die soen. Verstaan julle wat ek probeer sê? Ek sê gisteraand vir Johan, my broer, ek sê, weet jy's 'n golfer. Iemand wat golf speel vir 1 uur en 'n half, 9 puitjies golf. Dan vat hy 3 ure om dit te vertel. Jy sien, kind van die Here, ek en jy is verlos om te wees tot lof van sy heerlikheid. Ander woorde, hy kom woning maak in jou en hy's by jou. So jy is verlos nou uit die koninkryk van die duisternis oorbring na die koninkryk van lig toe, om die grootheid van hom wat nou in jou is en wat by jou is te vertel. Sien, en dit is die probleem waarmee ons sit vandag, ons is kerksmense. Ons gaan woondienste by. Maar jy sien, kind van die Here, ons kan oor baie dinge praat. Maar hoe lank praat ons oor hom in ons, tot lof van sy heerlikheid? The glory of God means the presence of God. Amen. En kind van die Here, dit is so noodsaaklik, dat ek en jy, daar moet iets gebeur in ons lewens. Ek kan programme verander hier in die dienste, ek kan die struktuur verander, maar dit gaan nie baie lank hou nie, dan moet ek dit weer verander. Maar wanneer jy openbaring kry, en Paul openbaring kry van hom wat in jou is, en wat by jou is, en wie jy is, om hom wat in jou is te gaan verkondig, en te gaan manifesteer, te gaan demonstreer, te gaan verkondig daar buite, kind van die Here, sal u met my moet saamstem vanoggend. We need the glory, we need the understanding of the glory of God. Ons het nodig om te verstaan van hom wat in en by ons is. Amen. Sien, baie mense kan praat oor hulle gemeente, baie mense kan praat oor hulle dominee of hulle pastoor, hulle kan baie praat oor die musiekgroep en so aan, en hulle kan baie dinge praat, maar ons is verlos om te wees tot lof van sy heerlikheid. So ek en jy, die waarheid, hy moet uit ons uitvloei, dat ons sy goeie hoedanighede, sy deugde aan die wêreld daar buite kan gaan verkondig. Amen. So, maak die Bybel oop vanoggend saam met my by die boek van Efesiërs, Efesiërs hoofstuk 6. Ons gaan 'n bietjie kyk gou na Efesiërs hoofstuk 6. En ek wil hê jy moet ag slaan op die woord vanoggend. Want as jy ag slaan op die woord vanoggend, gaan dit jou baat. Maar as jy nie ag slaan op die woord nie, gaan dit jou niks baat nie. Ons het verlede week het ons diens gehad en ons het gepraat oor die heerlikheid van die Here en ons het gepraat oor die teenwoordigheid en die krag. Okay? So met ander woorde is die teenwoordigheid van die Here wat die krag vrystel. The glory and the power. Wie van julle kan dit nog onthou? Dit is net 'n week terug hoor. Amen. Nou baie mense soek die krag, hulle kom dienste toe want hulle het 'n behoefte. Okay? En al wat hulle wil hê, dan moet in hulle behoefte voorsien word of voldoen word. En as die behoefte aangeraak is, dan loop hulle weg. Okay? Want die behoefte is nou uitgesorteer.
Maar dis nie waaroor die liggaam van die Here Jesus Christus gaan nie. Dit gaan oor sy teenwoordigheid. Wanneer u en ek sy teenwoordigheid soek, sy heerlikheid beteken sy teenwoordigheid, when we seek the glory of God, people, you will see it is much greater in the power. Die heerlikheid is baie groter as die krag. Jy kan vandag 'n behoefte sê, maar ek het R100 nodig, en dan gee ek jou die R100, maar wie is groter, ek of die R100? Jy kan die R100 vat, jy kan hom gaan spend, en hy's weg. Maar die gewer bly. En dis waaroor dit gaan, kind van die Here. Ek en jy moet openbaring kry van die heerlikheid, die teenwoordigheid van hom, wie hy is. Dis wie ons moet kry, wie God is. Kind van die Here, ons moet klaar kry met die tradisionele opset van hoe 'n kerk moet wees. Ons moet terugkeer na hom toe. Hy is die groot ek is. Amen. So, ons gaan nou kyk na hierdie belangrike ding, en ek wil hê die YouTube kykers, elkeen van u moet luister volgende. Amen. Want hierdie is 'n belangrike woord. Is so belangrik. Kom ons kyk gou na Efesiërs hoofstuk 6, en julle ken mos nou die wapenrusting van vers 10, eintlik broeders beteken mos nou, kom nou tot die punt, word nou kragtig in die Here, die krag van sy sterkte, en dan gaan hy aan jou worstelstryd teen die vyand, okay, en dan sê hy, neem die volle wapenrusting op, okay. Nou die wapenrusting van die Here is 'n persoon. Jy kyk baie mense, ons gaan vanoggend die helm van verlossing aantrek, en dan trek die wapenrusting van 'n soldaat aan, en 10 uur dan lê hulle op die grond verslaan. Maar wanneer jy jou beklee met Christus as jou verlosser, die helm van verlossing, want jy sien, jou denke, die helm van verlossing, is hier waar die denke is, want soos 'n man dink, soos die man. En jy gaan my saamstem, jou denke is partykeer so krookend soos as wat kan kom. Jy kan partykeer soveel nonsens dink. Maar wie dink het? Jy dink het. Waar dink jy dit? Jy dink het in jou kop, in jou denke. Dit is waar jy sit en dink. En dis waar die teelaarde vir sonde is en vir ongeregtighede is in die denke. Laat jou denke maar net so 'n bietjie gee vry teer, 'n bietjie hardop, nou kyk jy waar jy net nou is. Sien maar nou die wapenrusting is 'n persoon. Die geregtigheid, gordel van die waarheid, skoene in jou voete, die skild van die geloof, die swaard van die gees, is 'n persoon, sy naam is Jesus. In 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 30 sê hy sê God het Jesus gemaak, wysheid, geregtigheid, heiligmaking en verlosser vir jou. So hy is dit. Met wie moet jy jou beklee? Hy's in jou. Hy's by jou. Jy kan maar jou helmpie vir jou helmet gaan opsit, gaan jou niks help nie. Jy kan maar kyk, daai helmet, dat jy moet 'n fietsery is, ry na ander ouens, sit met daai helmet op, en jy dink nie soveel nonsens sonder die helmet, met of sonder die helmet. Maar wanneer jy jou beklee met Jesus Christus, dan kom jy agter dat jy alles wat jy bedink, dat dit lieflik, loflik is, dat dit waar is, dat dit rein is. Sien, dis die helm van Jesus Christus, hy is die voor. Okay, goed. Nou kom ons aan nou by vers 18. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid, nie murmureer nie, nie mou nie, nie grou nie. Hallo? Daai ou se Bloemfontein, hulle mou nie, hier nie Parel mou hulle nie, nee. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid. Jy sien, wanneer daar geleentheid kom, wanneer die vyand kom en hy gaan kom, en ek profeteer dit nie, dis net hoe dit werk. Maar as die vyand kom en jy weet nie om te bid nie, wat gebeur met jou? Jy word verslaan. Okay, bid in die gees. Nou hier kom het nou in. Jy sien, kind van die Here, hoe bid ek in die gees?
Ek praat dan nou Afrikaans, of praat Engels, of praat Xhosa, of Zulu, of wat jy praat ander taal. Okay. Maar nou sê hy, terwyl jy op elke geleentheid met gebed en spreking in die Gees bid. Okay? Nou wie van julle is gedoop in die Heilige Gees spreek in tale? Steek gou my hande op. So 1, 2 bietjie, so bietjie. Nou wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, dan gee hy jou 'n taal. Okay. Lees in jou Bybel. Vergeet nou van dogmas, kyk net in die Bybel. Nee? Nou daai taal wat jy ontvang, dis die taal wat jy in die Gees bid. God Heilige Gees tree vir jou in met onuitspreeklike sigtinge. Nou is jy besig om in die Gees te bid. Jy self weet nie hoe om te bid nie, maar die Heilige Gees tree vir jou in. Maar waar is die Gees van waarheid? Hy's in jou en hy's by jou. Hy's in en is by jou. Dis wat Johannes 14 vers 17 sê. As jy in die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie en hulle sien hom nie, maar julle ken hom en hy gaan by en in julle wees. So aan die ander woorde, toe jy tot wedergeboorte gekom het, toe waar is hy? Toe jy tot wedergeboorte gekom het, toe kom maak hy woning in jou. So waar is waarheid? Waarheid is in jou. Hallo? Jy sien, hierdie is goed waarhede wat die kerk moet begin glo en verstaan en beoefen. Beoefen waarheid. Nou is die Gees van die waarheid, hy sê in jou en hy is by jou. Okay, so wanneer jy begin bid jy waarheid. Waarheid maak vry. Waar die Gees van die waarheid is, daar is vryheid. Johannes hoofstuk 8, 32 en 36 kan jy dit maar gaan lees. Daar is vryheid. Jy sien, kind van die Here, ek raak baie keer so onstuimig, en ek raak regtig onstuimig, weet jy, as nou baie mense luister, en veral ouens wat veronderstel is om waarheid deur te gee na die gemeente toe, hulle sit self met 'n probleem. As jy na die staat wil kyk om jou finansiëel te help, ouens, jy gaan lang wag. Want het hulle taal gespend. 'n Guptas en daai ander ouens hulle taal gespend. Weet jy, en so kan ons nou maar aangaan, dat ons nie op die politiek gaan nie. Maar ek wil jou vandag sê, dis of hulle dit gespend het of nie gespend het nie, God is jou bron. God is jou bron. Hy wil jou bron wees. Maar ons gaan soek altyd voorsiening op 'n plek buite hom. En wanneer ons nou moeg geword het, dan wil ons kerk toe kom. Nou moet jy vir my bid, pastoor. Hoe lank is jou probleem? 30 jaar. Nee, maar pastoor, jy moet nou vir my bid. Sien, kind van die Here, maar die waarheid, ons sukkel met die waarheid. Nou sê ons moet in die Gees bid. Kind van die Here, die Heilige Gees is in jou, is by jou. Hy's nader aan jou, as wat ek ooit in jou kan kom. Hallo? Hy's nader aan jou, as enig iemand anders in jou kan kom. En hy's in jou en hy's by jou, die Gees van die waarheid. Nou sê hy, wanneer ons by elke geleentheid bid, met gebed en spreking, bid in die Heilige Gees. Maak gebruik van hom, die Gees van waarheid, hy's by jou, hy is by jou. Kind van God, glo in die naam van Jesus, hy is in en hy is by jou, hy is waarheid, hy gaan jou vry maak van elke mag en elke geslag wat die vyand gebruik om jou tot 'n val te bring of jou in te loop, ouens. Die Gees van die waarheid is by jou om jou te help om meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus te wees. En daarom, jy moet bewus raak van hom wat in jou is. Kind van God, hierdie bediening en oral te waar kom, of het nou Ladysmith, Richards Bay is, of maak sy waar ek bedien het nie, the glory of God, dis waar die bediening vir my hang. Dit gaan oor die teenwoordigheid van die Here, dit gaan nie oor Gerry of Letty Brewer nie, dit gaan oor die Heilige Gees, Vader, Seun, Gees. Okay, goed, kom ons gaan aan. En jy is daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Nou kom, kind van die Here, julle wat nou saam met my, hoe om te bid vir ongelowige, saam met die lering die ek gaan, en ons beoefen dit ook nou lekker, en ons glo, ons gaan nou deurbrake begin kry, want ons begin reg te bid. Hallo?
Maar kan ek vir jou volgende vrou, wanneer laas het jy vir iemand buite jouself gebid? Wanneer laas het jy vir iemand buite jouself gebid? Of gaan dit oor die me, my en I? Wanneer laas het jy vir die heiliges gebid? Wanneer laas het jy vir hierdie bediening gebid? Kyk 'n bietjie om julle, kyk al die leerstoele, kyk hoe staan die sterk stoele daar en daar, na bo ook nog in die kantoor, daar bo ook nog stoele, in ander woorde, wow, dis ons is veronderstel om die liggaam van Jesus te wees, nie 'n organisasie nie, die liggaam van Jesus Christus. Leerstoele, 'n stoel praat met jou. Kan ek jou net iets vertel? Hierdie stoel wat hier staan, dat leeg is, né? Omtrent, as jy iemand op hom sit, jy werk op 2 vierkante meter vir 'n persoon om op te sit. 2 vierkante meter. Nou, as jy die oppervlakte van hierdie gebou vat, hy's 121 vierkante meter. En jy vat 121 vierkante meter en jy deel hom in die huur in. Wat ek elke maand dat ons moet betaal vir hierdie gebou. Dan sien jy wat kos daai stoel daar staan en leeg, wat is die kostes verbonde aan daai stoel. Lionel, jy al ooit so daaraan gedink? Jy al so ooit so daaraan gedink, Joseph? Nou kom ons met ons leë karre aan. Nekali. Jetta, kom van ver af. Kyk wat kos 'n stoel, kyk wat dit kos. Kyk hoe mors ons geld. Dis waarheid, kind van God, dus jy kan nou maar gaan ondersoek en jy gaan dit maar beproef. Ek praat met jou waarheid. Okay. Maar wanneer laas bid ons vir die heiliges? Wanneer vat jy dan so 1 uur in die week om dan net vir elke een te bid in die bediening? Okay, moet nie antwoord nie, want ons mag nie vir mekaar lieg nie, né? Okay, kom ons gaan aan. Nou hoor nou wat sê hier. En dis hier wat die boodskap wat ek volgens met jou oor wil praat. Nou sê hy so, as jy vers 19. En vir my, dis Paulus aan die woord. Jy moet verstaan, Paulus het nie saam met Jesus op aarde apostel gewees nie. Paulus is gered nadat Jesus hemel toe is. Na sy opstanding en hemelvaart. Toe word Paulus gered op die Damaskuspad, terwyl hy die kerk vervolg. Toe kom Paulus nadat hy tot wedergeboorte gekom het, toe gaan hy vir ietsie soos 3 jaar, gaan hy in afsondering in God se gees leer hom. God se gees leer hom. Hy het nie fisies saam met Jesus gestap en gesien hoe dryf hy duiwels uit, hoe maak hy blinde oë oop, dowe ore oop en wek dooies op. Hy het dit nie gesien nie. Miskien het hy gedeeltelik, maar hy het nie definitief alles met hy saam met Jesus gewandel. Okay? Maar nou, as jy kyk na die Nuwe Testamentiese Bybelhoofstukke, die meeste daarvan is deur Paulus geskrywe. Maar as jy kyk na die boek Efesiërs, dis waar die kerk, dis waar die liggaam van Jesus Christus, dis waar hy kom in die openbaarmaking daarby bring. Sê jy, nou is daar nie meer 'n Jodendom nie. Nou is daar almal in Christus, is nou een. Ons lewe nou in die genade dispensasie. Okay? So daar's nou nie meer Jood nie meer Griek nie meer Skief nie meer slaaf nie meer vryman nie, maar almal is een in Jesus Christus. En ons wapens is nie vleeslik nie. Ons wapens is geestelik.
dat ek nou nie op daai pad gaan nie. Okay, goed, kom ons gaan nou eers. Kom ons kom terug. Hy sê een vir my. Nou kom Paulus en sê, bid vir al die heiliges, maar nou bid vir my, sodat 'n woord my gegee mag word. Wat 'n woord? Kind van die Here, mag ek vir jou vra vanoggend eerlik. Wie van julle het vir my gebid hierdie week dat ek vanoggend vir julle 'n woord mag gee? 1, 2, 3, daar is ek so. Okay. Jy sien, ons bid nie vir ons predikers nie. Wil jy 'n preek hê of wil jy 'n woord hê? As 'n groot verskil, nee, ek kan jy sê preke kan jy sommer van internet aftrek. Daar's soveel preke wat jy kan kyk op YouTube, kan jy preke kyk. Maar om 'n woord van die Here in seisoen vir jou lewe te kry is iets anders. Nou kom hierdie man Paulus en sê hy, bid vir my, sodat 'n woord my gegee mag word. Nou hoor wat sê hy, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Dis wat hy voorsê, bid vir my. En dis wat vir ons, vir die predikers moet bid. Nie vir mooi preke nie. Nie Helen Brimstone preke nie. Want party predikers preek jou as die oggend net die hel uit en die aand praat en jy preek weer in die hel en die volgende sondagoggend te gehoor kan nie. En dan sê ons mense, wow, hy's vol vuur. Maar wat praat hy? Jy sien, kind van die Here, wanneer jy waarheid begin ken, dan begin jy te luister wat predikers preek. Wanneer jy waarheid kry, jy sien, wanneer die gees van die waarheid begin opereer in jou gees en jou denke vernuwe, dan maak jy net so onderskeiding wanneer mense praat. Jy sien, maar hulle wat nog in duisternis sit, hulle werk met die emosies. Maar ons werk met die gees moet die emosies onderwerp, waar ons denke vernuwe word, waar ons openbaring kry. Nou kom Paulus, hy sê, bid vir my, sodat ek 'n woord kan kry, om die verborgenhede openbaar te maak. Nou wil ek hê vanoggend jy moet hoor, in 1 Korintiërs, kan jy dit maar gaan lees by die huis, kom Paulus en hy sê vir hulle, ek kom nie na julle toe met oorredende woorde van mense nie, maar van 'n betoning van krag. Wat is jou boodskap? Is dit woorde of is dit krag? Kom kind van die Here, dan sê hy in 1 Korintiërs 4 vers 20, Kali, wat hy moet sê, wat sê hy, my koninkryk bestaan nie uit woorde nie, maar uit krag. So met ander woorde, die evangelie van die koninkryk wat ek en jy moet verkondig is wat? Is 'n krag, tot redding, tot bevryding, tot voorsiening. Sien, kind van die Here, hoe bid ons vir die predikers? Hier kom Paulus en hy bring die hele ding uit en hy sê, asseblief bid vir die heiliges, maar bid ook vir my. Okay, hou jou Bybel oop, blaai net so 'n bietjie terug, na hoofstuk 4, toe Efesiërs hoofstuk 4. Sodat jy kan verstaan vanoggend wat ek vir jou sê. Probeer dit nie vir jou sê nie, ek sê dit vir jou. Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 11. Sê hy, en hy is 'n hoofletter, hy, dis Jesus, en Jesus het gegee aan die wat? Het gegee apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, om wat te maak? Hou aan, lees, om die heiliges toe te rus, vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, lees aan. Dankie.
Tot ons almal kom tot die kennis van wie? Van die Seun van God. So in ander woorde, wat is die verborgenheid wat Paulus voor bid sê, bid vir my, dat ek met groot vrymoedigheid. Kom, hoeveel keer staan jy by mense en daar is 'n behoefte, sê man, by die Here sal voorsien, maar jy het nie 'n koek en kloe waarvan jy praat nie. Jy het dit daar by die pastoor gehoor. Of jy sê, die Here sal jou gesond maak. Want jy het nie 'n koek en kloe van gesondheid. Van gesond maak, maar jy het dit gehoor. Maar jy sien, dit is nog verborgen vir jou. Dit is hier, maar dit is nie hier nie. Jy het nie openbaring van dit nie. Wat gebeur nou? Daai ou met wie jy gepraat het, wat die behoefte het, wat gebeur met hom of haar? Is dit hoe kerk is? Hoekom moet ek kerk toe gaan? Nee, hulle warra net. Maar hier buite gebeur niks nie. Nou kom Paulus en sê, bid vir my, dat ek vir julle 'n woord kan gee. Nou, ek wil hê, jy moet saam met my gou blaai. Kom ons kyk gou na Efesiërs 3 vers 4. Blaai net terug. Waardeur julle, as julle dit lees, my insig, Joseph, my insig, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. Hoeveel keer hoor julle, maar julle verstaan nie? Hoeveel keer hoor ek, maar ek verstaan nie? Maar nou kom Paulus en hy sê, hierdie verborgenheid moet nou na die lig toe kom. Dit moet nou geopenbaar word. En dis hoekom ek na julle kan kyk en hoor wat ek jou vanoggend sê, in die naam van Jesus, jy is 'n koning, jy is 'n priester, jy is 'n medewerker, jy is die tempel van God, en jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee. Dis waarheid, kind van God. Jy help jy hoor dit, jy tree dit op nie en jy lewe dit nie. Here, help ons. Help ons. Nou sê hy so mooi, hy sê die verborgenheid van Christus kan verstaan. Die meeste kerkmense wat belydende wedergeborenes verstaan nie die evangelie nie. Hulle gaan net almal hemel toe. Hulle wil net almal hemel toe gaan en die Here weet, ek weet nie hoeveel almal die hemel gaan maak nie. En ek sê dit met liefde, ek sê dit nie meer om lelik te wees nie. Want hoeveel mense sit jaar en jaar uit in die kerk, maar verstaan nie evangelie nie. Hulle het nog nie een siel na die Here toe gelei nie. Hulle het nog nie eens een duiwel uitgedrywe nie. Hulle het nog nie eens een sieke gesond gemaak nie. Hulle het nog nie een uit die tronk uitgehaal van armoede uit nie. Jy sien maar, hulle sê ja en ja, en dan sterwe hulle, en dan sê die prediker, waarlik, hy of sy moet in die hemel wees. Here, help ons. Maar iemand moet die waarheid deurgee wat jou lief genoeg het, en ek het jou lief genoeg om jou waarheid te gee. Ons verstaan nie die evangelie nie, ons verstaan nie kerk. Nou kom Paulus en sê, bid vir my, dat ek jou 'n woord van openbaring kan bring, sodat jou lewe dit kan wees wat God wil hê, jy moet wees. Here, help my. Help vir my. Kom ons gaan gou na Romeine 8 toe. Romeine 8:26. En net so kom ook die Gees. Luister mooi, die Gees, het ons net nou gesê, hoe moet ons bid in die Gees? Net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge.
Leun swaar op die insig van God, Heilige Gees, kind van die Here. Leun swaar. Lukas 18 vers 1. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel, met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie. As jy moedeloos word, kyk na my gou-gou, lees my lippe. Dis baie onwaarskynlik as jy moedeloos word, dat jy nie gaan begin murmureer nie. Aan woorde dat jy nie gaan begin mou nie. Dis baie onwaarskynlik. En wanneer jy begin murmureer, dan maak jy alles wat voor jy gebeur, maak jy kragteloos. Jy sien, kind van die Here, kom Paulus en sê, bid vir my dat ek die openbaring na jou toe kan bring. Sien, die duiwel wil jou onder veroordeling sit om jy foute gemaak het. Wie van julle het gister rugby gekyk? Daar is iemand ook rugby, ek het ook rugby gekyk. Die Stormers het in 'n span gespeel. En weet jy, nou kyk ek na die mense op die paviljoen, ek hou hulle gesigte dop. En dan hard op hulle, dat val daai ouens wat soveel geld kry, hulle val hulle bal. Dan moet jy daai teleurstelling op daai gehoor, toeskouers se gesigte sien. Hoe dink julle is dit in die geestesrealm? Terwyl daar waarheid is, verwerp ons waarheid. Terwyl daar kennis is, verwerp ons kennis. Jy sien, want waarheid maak jou vry, maar as jy vry word, gaan daar twee dinge gebeur. Jou lewe gaan verander, met ander woorde, jy moet begin 'n verantwoordelikheid vat. Jou lewe gaan verander. Daar kom verandering en verantwoordelikheid. Dinge wat ek gedoen het, doen ek nou nie meer nie. Dat is vergifnis. Maar ek wil jou ook volgende bemoedig. Die vrug van die Gees is laagmoedigheid. So God is met my en jou laagmoedig. Maar het is baie beter dat ek jy vinnig in waarheid inkom. Amen. Sy goedheid, maak 'n bereik van sy goedheid, vrug van die Gees. Amen. Okay, kom ons kyk gou nog na 1 of 2 teksversies, dan wil ek nog so 'n bietjie aangaan. Kom ons kyk 'n bietjie dan na Kolossense hoofstuk 4. Kolossense hoofstuk 4 vers 3. En bid tegelijkertyd ook vir ons dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus. Waarvoor ek ook in boeie is, dat ek dit openbaar kan maak soos ek dit behoort te spreek. Nou kind van die Here, dat ek jou vanoggend sê, dis wat Paulus bid, en hy bid vir niks anders dan nie. Dis hoekom hy vir daai lot ouens in die Korinthe sê, ek kom nie na julle toe met oorredende woorde van mense nie, maar van 'n betoning van krag. Die evangelie is 'n krag tot redding. Die koninkryk van God is 'n krag om die koninkryk van die duisternis te oorweldig en te onderwerp. Maar as jy hom nie ken, wat in jou is, dan gaan jy sukkel. En kom kind van die Here, en nou kom Paulus, hy sê, laat ek hom aan julle kan verkondig. Die openbaring van die Here Jesus Christus, die evangelie, dis die verborgenheid, dat ek die verborgenheid van hom, wie hy is, aan jou kan verkondig. So jy kan baat vind by geopenbaarde waarheid.
Jy sien nou wanneer Paulus kom en hy sê ek wil Immanuel, God met ons, ek wil hom aan julle verkondig. Jy sien nou kom Paulus met ander woorde, hy sê bid vir my dat ek hierdie openbaring aan jou kan bring, dat jy vanoggend kan weet God is met ons. Jy sien kind van die Here, dis iets anders om met die lippe te sê God is volgens met ons, maar dis 'n ander ding om te weet hy is met ons. He is God. You will love him. Man, you will fear him. Jou attitude gaan totaal verander. Luister baie mooi. Luister mooi wat ek jou volgende sê, en ek sê dit met baie groot liefde, kind van die Here. Ons moet klaar kry met die kop, ons moet na die gees toe kom, ons moet na die openbaring kom, nou wie hy regtig is. Want dis hoekom, wat verkondig en wie verkondig ons? Ons verkondig hom met die intellek, maar nie geopenbaar nie. En nou, hy sê, Immanuel, God is met ons. So God is met jou, suster. Waar jy kom, waar jy gaan, God is met jou. Maar jy het die openbaring nodig, wanneer die storms kom, wanneer die winde waai, wanneer die aanslag van die vyand kom, en sê, hey, met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bendestorm, soos Dawid gesê het. Want as wat Dawid sê, in u lig sien ek die lig. Jy sien, kind van God, totdat jy nie die geopenbaarde waarheid verstaan nie, die verborgenhede verstaan, hy is in jou en hy is by jou nie, gaan jy altyd vrees. Dan maak jou lewe, jou geestelike lewe maak so dan bo dan onder. Dan vlieg jy kruit tussen die vloer en die politoer en dan wil jy weer jabula net tot die volgende kom dan as jy weer onder. Nie kind van die Here geopenbaar die verborgenheid nie. Hy's in my, hy's met my. Sien en dis hoekom hy sê Adonai, God Adonai, skepper, ja, hy skep in my 'n rein hart. Hy skep in my hart ouens na hom. Maar die verborgenhede van hom, die groot ek is, hy is wie hy is. Kind van die Here, so kan ek aangaan. Jehovah, Rafi, die Here wat genees. Wat 'n openbaring het jy van genesing? Pilletjie daar. Stroopie hier, stroopie daar. Ek vra vir u volgend. Paulus sê, bid vir my. Bid vir my sodat ek aan jou kan gee. En dis hoekom Paulus sê, ek kom nie na jou toe met oorredende woorde van mense, die gaan my baie herhaal, maar jy moet hoor, maar van 'n betoning van krag. Hy Jehovah Rafi is 'n krag. Want dis wie Jesus is, Jehovah Rafi, hy is geneesheer. Omdat hy geneesheer is daar 'n manifestasie van genesing in my en jou. Nou is dis wat hy sê in Markus 16 sê hy sê vir hulle wat glo. En hulle laat doop. Daar's hier ons beklei nie meer oor doopie man. Doop as jy glo water toe, begrafnis. Nie drip nie. Dis baie water hier so die parel. Begrafnis. Vir hulle sal hierdie tekens volg. Maar dan sê die kerk, maar ons glo. Sien, dis nog nie, die verborgenheid is nog nie geopenbaar nie. Dis net hier. Maar wanneer ek en jy, soos Paulus sê, bid vir my, dat daar altyd 'n manifestasie sal wees van die woord, wat ek in die verborgenhede, dis sy naam is Jesus, dis die verborgen, hy is wie hy sê hy is. En daarom was hy's in my en jou, maar jy sien, die kerk moet kragtig word, nie die predikers, ja hulle ook, maar ons moet die verborgenhede bring. So hoe bid jy vir my? Hoe bid jy vir my, Callie? Lestien, hoe bid jy vir my? Ek het 25 minute preek. Kom kerk, hier kom Paulus, einde
letterlik, broeders, susters, seuns, dogters, word kragtig in die Here, die krag van sy sterkte. Jou gebede vir die prediker, ouens, en daar waar jy aanbid, luister mooi, bid vir die predikers van hierdie tyd, dat hulle die verborgenheid, dat hulle Jesus openbaar kan maak vir wie hy is. Vir wie hy is, hy moet van hierdie manier uitklim, hy moet in jou hart inklim, hy moet in jou denke inklim, hy moet in jou hande inklim, in jou voete inklim, hy moet jou hele wees, moet hy ontvou in die week, en hy wil hom openbaar maak, en dis wat Paulus sê, ek is Jesus vir julle. Die vyand lê en loer vir jou. Die vyand lê en loer vir jou. Dis 'n woord van die Here vir jou. Die vyand lê en loer vir jou. Wees wakker in die gees. Nou kom hy aan en sê hy, Jehovah Shabbat, die Here van die leerskare. Ouens, as jy net kan sien hoeveel is vir jou, sal jy op hom pity party te hou. Wanneer jy kyk met hierdie oë, dan kyk jy sê, woe, die hele wêreld is teen my. Hoeveel engele is daar? 1/3 gevalle engele, 2/3 vir God, so alles meer. Die Here van die leerskare. Hy is vir my. En daarom as ek hom ken, geopenbaar die Here van die leerskare. Jy kan maar weer mag optrek, my leerskare is groter as jou leerskare. Amen. So kan ons aangaan, dan sê hy hierso vir ons, hierso, Jehovah, Tiskuni, die Here is ons geregtigheid. Hoeveel keer het jy vanoggend onder veroordeling gekom terwyl ek gepreek het? Hoeveel keer het jy sommer net nou goed gevoel? Dink jy dit was in my hart gewees om jou nou goed te laat voel? Nee! Jy moet ontslae raak van daai nou goed. Want die Gees doen die oortuigwerk en die vyand doen die veroordeling. So met ander woorde, wat die Gees het jy toegelaat vanoggend om met jou te deel, met jou te praat. Okay? En so kan ek aangaan. Immanuel, die Here wat heilig maak, Jehovah Makadesh, hy heilig ons. Hy is heilig, ouens. En hy heilig my en jou, hy is ons heiligmaking. So die verborgenhede van hom, wie hy en wat hy is, wat hy gedoen het. Dis hom wat Paulus sê, hy sê, bid in my, dat ek nie net praat nie, maar dat ek het wys. Die verborgenhede, kind van God, ek vertrou dat jy na hierdie oggenduur sal begin bid vir jou prediker. Nie sommer net voor die, nie so, ag Here, help tog die pastoor nie. Jy bid die hele week, man. Jy is besig om iets te gebeur in die geestesrealm hier. Jy is besig om dinge te gebeur. Ek sien hoe mense aan sy lewens alreeds begin hulle skuwe in die geestesrealm. Praat nie van stoel tot stoel of van gemeente tot gemeente. Dis nie wat ek praat in jou geestelike lewe. Jy is besig om jou posisie in te skuwe van koning, priester, herder, leraar, of wat ook al. Jy is besig om in te skuwe. Jy is besig om in te skuwe. Maar die verborgenheid Christus in jou, die verborgenheid Christus deur jou, kind van God, en dis waarna ons moet kyk. Kom ons kyk gou soos amper klaar. Here help vir Leon en sy horlosie. 2 Korintiërs 5, kan ons afsluit met hom, 2 Korintiërs 5 vers 20. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil. Luister mooi, asof God deur ons vermaan. Nou hierdie vermaaning is bemoedig, ouens, is nie slaan nie, is bemoedig. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Luister mooi, hierdie versoening is soos Adam en Eva was voor die sondeval. Toe het hulle heerskappy gehad. Hallo?
Hulle het nie, daar is die siekte, daar is die armoede gewees, daar is die geboortepyne gewees en al daai goeders nie. Nee, hulle was more than conquerors gewees. En daarom wil ek jou bemoedig vanoggend. Bid vir die prediker. Bid vir die prediker. Bid vir die heiliges. Sodat die prediker die verbondenheid Jesus aan jou kan verkondig as en wie hy is. Soos God sê, ek is wat ek sê ek is. Amen. Kom staan op ons voete. Thank you.